Die lewe is vir ons werklik. Dis iets wat jy aan kan vat. Dis iets wat jy kan voel, wat jy kan proe. En dan is daar 'n ander lewe, ons geestelike lewe, wat nie werklik is nie. Jy kan nie daaraan vat nie. En hierdie twee wêrelde lyk asof hulle langs mekaar ontwikkel. Die fisiese wêreld, wat ek goed in moet doen, en my geestelike wêreld. Maar die interessantheid vir ons as Christene, dat hierdie twee wêrelde kruis. En dit is baie belangrik om dit reg te verstaan. En ons gaan vandag daarna kyk. Here, U het die lewe gemaak. Al kan ons daaraan vat, kan ons nie aan U vat nie. Ons kan sien wat U doen, maar ons kan U nie sien nie. Ons het nodig om U te sien. Wil U vandag vir ons help? Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons lees Kolossense 3. Ons gaan net 2 stukkies uit Kolossense 3 lees. Ons begin by vers 1. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat julle lewe is by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Vers 9. Julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God. Vers 22. Slawe, wees in alles gehoorsaam aan julle eienaars hier op die aarde. Moenie net werk om deur hulle raak gesien te word en so in mense se guns te kom nie, maar werk met 'n opregte hart uit eerbied vir die Here. Wat julle ook al doen, doen dit van harte, soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here as beloning sal kry wat hy beloof het. Christus is die Here in wie se diens julle staan. Wie onreg doen sal gestraf word deur die onreg wat hy gedoen het. Die Here trek niemand voor nie. Tot sover. Ons het 'n vrou gehad wat ons in die huis gehelp het met die huiswerk. En sy was 'n baie goeie werker. Haar werk netjies gedoen en goed gedoen, maar jy moet elke keer 'n opdragte vir haar gee. So sy sal in die huis aankom en sy my vrou vir haar sê, goed, jy moet die kombuis nou aan die kant maak, en dan gaan sy en sy maak die vloer skoon en was die skottelgoed. Maar as jy dan welkom, sit sy daar op die stoel op haar selfoon en besig wees. Die werk is nou klaar. En dan met my vrou weer vas sê, goed, dan moet jy die sitkamer gaan skoonmaak. Dan staan sy op, haal die stofsuier uit, gemaak die sitkamer skoon, en as jy weer daar kom, sit sy op haar selfoon besig, die werk is nou klaar. En dan moet jy weer kom vas sê, goed, jy moet nou in al die vertrekke die asblikke gaan uithaal en in die asdrom gaan gooi. As jy terugkom, sit sy weer met haar selfoon. En toe kry ons vir Anna. Anna is heeltemal anders. Sy het iets wat van binne haar dryf. Anna is heeltyd besig. As sy by die huis aankom, begin sy vee as die huis nog toe is. As jy oopsluit, kom sy in en sy begin die vertrekke van haar kant afvat. Jy hoef Anna nie opdragte te gee nie, jy kan net haar rigting verander. So jy kan nuwe goed vir haar gee om te doen en dan doen sy dit ook. Maar sy werk van binne. Nou, ons is in die gewone wêreld, en hierdie gedeelte sê dit mooi in vers 22, waar hy sê dat sy sê, slawe moenie net werk om deur julle eienaars raak gesien te word nie, maar werk met 'n opregte hart vir die Here. So die raak sien van ons eienaars, die beloning wat ons in die lewe kry, die inspirasie wat 'n kind kry in die skool, as 'n juffrou vir hom sê, baie mooi, hier is vir jou 'n sterretjie, hier is vir jou hooppunte, hier is vir jou prys op die verhoog. Daardie goed speel 'n geweldig belangrike rol in wat ons doen, of dan nou die negatiewe motivering, as ons raas kry of straf kry, dan wil ons dit nie doen nie, en so word ons in 'n rigting gestuur. Dit is die gewone deel van die lewe. Maar vir ons as Christene is dit nie al deel van die lewe nie. Daar is 'n dieper ding wat gebeur. En dit is dat die eintlike krag in my lewe is my verhouding met die Here.
En hy beskryf dit vir ons mooi as hy sê wat die Here vir ons kom doen het. Hoe dit gekom dat ons en die Here by mekaar uitgekom het. Hy sê vers 3, julle het gesterwe. Julle het gesterwe. Nou, dis 'n ander sterwe as die gewone sterwe. Mens weet, as jy sterf, hou jy op bestaan, jy kan niks meer doen nie, jy besit niks meer nie. En iets daarvan is dieselfde in ons verhouding met die Here. Maar die verskil hier is, in die gewone sterwe het ons nie 'n beheer in nie, ons lewe is weggeneem. Maar in hierdie sterwe het ons 'n reuse aandeel. Daardie sterwe gebeur op daardie punt waar ek die beheer van my lewe aktief vir Jesus gee. Ek het dit beheer, ek het besluit wat ek wil doen, wanneer ek dit wil doen. Maar nou kom ek op 'n punt waar ek vir die Here sê, Here, ek gaan nie meer besluit nie, ek gaan nou sterf. Maar ek gaan die beheer aan U oorgee. In die oomblik as ek dit doen, begin daar 'n nuwe lewe. So is nie net iets wat klaar is en vir altyd verby is, ek het net herinneringe daaroor nie. Daar begin 'n nuwe lewe. Hy sê, ons begin skielik die Here se wil na te streef. Strewe na die dinge daarbo, sê vers 1, waar Christus is. Aangesien julle saam met hom, en hier is die volgende ding wat gebeur, uit die dood opgewek is. So jy het jou lewe vir hom gegee, maar toe het jy as het ware uit die dood opgestaan in 'n nuwe lewe, met nuwe beginsels, 'n nuwe dryf. En daarom sê hy, streef ons nou na die dinge daarbo, waar Christus is. Julle het gesterwe, julle lewe is verborge saam met God. Jou lewe verborge saam met God beteken dat hy nou beheer van jou lewe het. Jy besit dit nie meer nie. Jy het dit vir hom gegee en hy vat jou lewe en hy sit dit in sy kluis, verborge in hom, weggebêre, toegemaak, die deur is toegemaak. Jou lewe is dus veilig. Jy kan dit nooit verloor nie, dis in sy hande. Maar hierdie lewe het hy volledig beheer oor. 'n belangrike perspektief is die wat ons in vers 9 kry, waar hy sê, julle het dus met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek. Julle leef nou die lewe van die nuwe mens wat al hoe meer vernuwe word. Dis 'n vreemde konsep. Niks word nuwer nie. Alles wat bestaan word ouer. Die oomblik as hy begin, begin hy net al hoe ouer en ouer word en later nie meer nuttig te wees nie. Maar met Christene is dit anders. As ons lewe vir die Here gee, hy sê, dan word ons al hoe nuwer, ons word beter. Die Here sien nie ouderdom nie, hy sien nie jare nie, hy sien nie vervaldatums nie. Hy sien 'n toekoms. Heeltyd is daar groei. Dis 'n belangrike konsep vir Christene. En dit is so kosbaar as jy dit sien in mense wat ouer word, wat nie taan en stagneer en nie verskonings het vir alles wat hulle nie doen nie. Ek ken sulke mense, nie baie van hulle nie, maar hulle is 'n ongelooflike inspirasie. Mense wat ouer word, maar wat iets van die lewe, die entoesiasme, die opgewondenheid van 'n kind in hulle dra, en hulle is oop om nog meer te leer. Dit is wat die Here ons maak. So, ons is dus nie meer iets nie, ons is nie meer die ou sondige mens nie, ons is 'n nuwe mens. En wat hierdie gedeelte nou sê is, word wat jy is. Dit wat was is verby. Word wat jy is. Jy is 'n nuwe mens in die Here. Hy het jou 'n nuwe lewe gegee. Jy word al hoe nuwer. Daar's nie 'n aftreedatum nie. En met dit in gedagte gaan ons nou na slawe toe. Slawe is mense wat werk moet doen, wat hulle nie lus is om te doen nie. Dis hulle baas se werk. Nou sê hy, slawe, wees in alles gehoorsaam aan jou eienaar. Gehoorsaam beteken dat ek die eienaar se denke verstaan. Anna verstaan hoe my vrou dink. So as hy die nuwe ding vir haar wys, dan sit sy dit na rigting in volgende keer. En dan doen sy dit ook van self, sonder dat jy weer vir haar sê. En dis die ideaal hoe 'n slaaf moet wees. Hy moet nie die opdragte van sy baas kry nie, die motivering of die straf van sy baas kry nie. Hy gehoorsaamheid beteken, ek verstaan my baas se denke, ek verstaan die rigting waarin hy beweeg, en ek beweeg soontoe. Hy kan my rigting so bietjie verander partykeer, maar hy hoef my nooit op koers te kry nie. Ek weet waar ek moet heen gaan. So dis hoe dit moet wees in die gewone lewe. Maar nou sê hy, julle werk nie vir julle gewone baas nie. Natuurlik word ons geïnspireer deur al die pryse wat die skool gee en al sulke goed en die toekennings op die verhoog. Maar jy werk eintlik, sê hy, vir die Here.
Moenie net werk om deur mense raak gesien te word en so in hulle guns te kom nie. Werk met 'n opregte hart uit eerbied vir die Here. Wat jy ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. En hierin lê die essensie van ons lewe, dat uit ons verhouding met die Here, die tyd wat ons met hom spandeer, die dinge wat ons by hom leer oor sy karakter, oor sy aard, oor hoe hy dink, waar hy wil werk, daardie dinge word deel van my lewe. En dan kom ek daarmee in die gewone lewe in. En dan begin ek anders te leef en anders te werk. Dan werk ek, die woord wat hy gebruik is, van harte. Ek werk nie meer deur die beloning wat voor my lê nie. Die werk kan moeilik wees. Dit kan swaar wees. Daar's tye wat dit swaar is. Maar ek gebruik nie daardie tye om my te inspireer nie. Ek werk omdat die Here in my lewe 'n ongelooflike ding gedoen het. Hoekom doen jy dit dus? Ek wil jou vertel van my Here, wat my vergewe het, wat my liefhet, wat my 'n nuwe lewe gee. En dis hoekom die Here 'n verstommende baas is as ons vir hom werk. Want sien, as ons vir ons gewone baas werk, werk ons eintlik vir sy voordeel, dat hy 'n bestaan kan maak. Ek kry ook iets, maar dit gaan eintlik oor hom. Die interessantheid met die Here is, hy gee alles vir ons terug. Daar word die mooi, interessante verhaaltjie vertel van 'n man wat gebedel het, en toe daar 'n ryk man met 'n koets verbykom, en toe die koets stop, toe sê die man, asseblief, ek het niks, ek kry so swaar, gee my asseblief iets. En die ryk man in die koets sê vir hom, wat het jy om vir my te gee? Hy sê, wat bedoel jy om vir jou te gee? Ek het niks, ek het net 'n klomp rommel hier in my sak. Ek het nie eens kos nie. Maar goed, as jy dan so graag wil hê, dat ek vir iets moet gee, en hy steek sy hand in sy sak, en hy voel, en hy kry 'n koringkorrel onder andere, en hy haal die koringkorrel uit, want dit is sy kos vir die dag, hy het die hele hand vol, en hy gee vir hom hierdie koringkorrel. En hy sê, goed, baie dankie, en hy vat die koringkorrel en hy ry. En hierdie man bal woedend sy vuis, toe die man daar wegry en vir hom niks gee nie, en so gaan hy toe nou na sy huis toe, en toe die aand by die huis kom en sy sak leeg maak, toe sien hy heel onder in sy sak is daar een goue koringkorreltjie. Hy sê, jemel, hoe dom was ek nie, as ek hom net 'n hele handvol koring gegee het. Wat ons vir die Here gee, gee hy vir ons baie mooier terug. Die Here wil hê dat ons vreugde uit ons werk en uit die lewe kry. Ons kan dit net kry as ons verstaan dat hy die een is wat vir ons 'n nuwe lewe gegee het, dat ons lewe oor hom gaan, oor hom gelukkig maak. En dan kry ons die lewe in oormaat terug. Dan is ouderdom nie meer 'n beperking nie. Dan swaar kry nie meer iets wat my verhoed om my beste te gee nie. As ek vir die Here werk, alles vir hom doen, dan kom die hele lewe skielik by mekaar. Mag die Here ons help. Here, help ons om te weet dat U nie 'n aanhangsel ekstra in ons lewe is nie, maar dat die lewe oor U gaan. Ons is in U diens. U beloning is vir ons die belangrike. En dankie dat U dit doen. Dankie vir die nuwe lewe. Dankie dat ons U kinders kan wees. Dankie dat ons 'n toekoms het. Ons dank U dat U ons Here is. Amen.